Welkom. Vandag kyk ons na 'n ongelooflike, fascinerende mediese raaisel. Hoe kan jou liggaam in sy poging om 'n ernstige besering te genees, dinge eintlik wel baie erger maak? En nog belangriker, hoe kan iets so eenvoudig so suurstof dalk net die antwoord wees? Goed, kom ons spring dadelik weg met 'n vraag. Wat dink jy het hierdie drie dinge in gemeen? 'n Ernstige drukbesering, vriesbrand en 'n lelike brandwond. Ja, op die oog af lyk hulle heeltemal verskillend. Maar die waarheid is, hulle deel 'n baie verraderlike gevaar wat onder die oppervlak skuil. En hier is die antwoord. Al hierdie beserings kan jou liggaam aanhits om 'n gevaarlike kettingreaksie teen homself te begin. Dis die kern van die saak, reg? Die eerste besering is eintlik net die begin. Die ware geveg, die groot probleem, is die liggaam se eie oor-die-top reaksie. Dis amper soos friendly fire wat jou eie weefsel begin vernietig. So hierdie verskynsel waar jou besering basies terugveg, dit het 'n naam, 'n mediese term wat presies beskryf wat hier aan die gang is. Die naam is akute traumatiese ischemie. Ja, dis 'n mondvol, maar wat dit basies beteken is dat die fisiese trauma, die besering, so erg is dat dit die bloedtoevoer na daardie deel van jou liggaam afsny. En as daar nie bloed is nie, wel, dan is daar nie suurstof nie. En sonder suurstof begin die weefsel letterlik om te sterf. Maar hoe presies gebeur dit? Dis nie net een ding wat verkeerd loop nie. Nee. Dis 'n bose kringloop, 'n siklus wat homself aan die gang hou en vererger. Kom ons breek hierdie kringloop van skade stap vir stap af. Goed, hou vas. Eerstens, die trauma gebeur, die besering. Die liggaam se eerste reaksie, swelling, wat ons edeem noem. Maar hier's die kinkel. Daardie swelling begin druk plaas op alles rondom dit, insluitend die bloedvatte. Nou word daai bloedvatte saamgepers en wat gebeur dan? Die suurstof kan nie meer deurkom nie. Dit lei tot 'n suurstoftekort. Die mediese term is hipoksie. En wat 'n gebrek aan suurstof aan selle, dit beskadig hulle, wat weer lei tot, jy het reg geraai, nog meer swelling. En so gaan dit aan en aan en aan. Dis 'n regte bose kringloop. En dis waar die groot, ongelooflike ironie inkom. Hierdie aanhaling sê dit perfek. Op die presiese oomblik wat jou liggaam skree vir suurstof om te kan genees, is dit die tyd wat daar die minste suurstof beskikbaar is. Die genesingsproses self is besig om sy eie brandstof af te sny. Dit smoor homself. So die vraag is, hoe breek ons hierdie kringloop? Is daar 'n manier om suurstof te forceer na daardie weefsel wat so desperaat daarvoor is? Wel ja. En dit bring ons by 'n ongelooflike oplossing: asemhaal onder druk. Die tegniek word hiperbariese suurstofterapie genoem of HBO verkort. Die idee klink eintlik redelik eenvoudig, maar is ongelooflik kragtig. Jy sit 'n pasiënt in 'n spesiale, verseelde kamer. Dan verhoog jy die druk binne in daardie kamer en die pasiënt haal 100% suiwer suurstof in. Die ware magie, die deurbraak, gebeur wanneer daai hoë druk en daai suiwer suurstof saamwerk. OK, kom ek verduidelik. In jou normale bloedsomloop word suurstof amper heeltemal deur die rooi bloedselle gedra. Dink aan die rooi bloedselle as afleweringstrokkies op 'n snelweg. As daar 'n ongeluk is, die swelling, dan is daar 'n verkeersknoop en die trokkies kan nie deurkom nie. Nou, wat HBO doen is ongelooflik. Die hoë druk forceer die suurstof om direk in die vloeistof van jou bloed, die plasma, op te los. Die plasma is soos water. Dit kan deur klein gapings en verby die verkeersknop vloei waar die groot trokkies nie kan nie. So kry jy suurstof wat dit voorheen onmoontlik was. En onthou, die sleutel hier is daardie 100%. Ons praat nie van die lug wat jy nou inasem nie, wat net so 21% suurstof is nie, nee. Hier is 100% suiwer suurstof. Dit oorstroom, dit versadig letterlik die liggaam met soveel meer suurstof as wat enigsins natuurlik moontlik sou wees. Goed, so ons verstaan nou wat HBO is, maar hoe presies help dit om te genees? Hierdie superkonsentrasie van suurstof het 'n hele rits voordele en dit werk oor die hele genesingsproses. Dis nie 'n eenslag wonderkuur nie. HBO werk oor die verskillende stadiums van genesing. Reg in die begin, die inflammatoriese stadium, help dit om daardie gevaarlike swelling te verminder en voorsien dat die suurstof wat so nodig is. Later, in die herstelstadium, stimuleer dit die groei van splinternuwe bloedvaatjies en weefsel. En dan, selfs weke of maande later in die hermodelleringsstadium, help dit om alles weer sterk en normaal te kry. Maar dokters besluit nie net op 'n gevoel wie hierdie behandeling kry nie. Hulle gebruik gereedskap, objektiewe stelsels soos hierdie wellness score. Hulle kyk na dinge soos, kan die pasiënt vir homself sorg?
Hoe goed kan hulle rondbeweeg? Het hulle ander ernstige siektes? Deur punte hiervoor toe te ken, kry hulle 'n telling wat help besluit of 'n pasiënt 'n goeie kandidaat vir HBO is. Dit gaan alles daarom om seker te maak dis veilig en dat dit die beste kans op sukses het. En dit is nie net 'n teorie nie, kyk hierna, hierdie kliniese vloeidiagramme. Ja, hulle lyk 'n bietjie kompleks, maar die boodskap is eenvoudig. Vir baie ernstige beserings, soos drukbeserings, is HBO nie meer 'n laaste desperate poging nie. Dis 'n integrale deel van die plan. Dit is ingebou in die standaard behandelingsprotokol wat chirurge volg. Dit word saam met chirurgie gebruik om seker te maak die pasiënt het die beste moontlike uitkoms. Dit bring ons natuurlik by die groot vraag. As hierdie terapie so goed werk, hoekom is dit nie oral beskikbaar nie? Hoekom hoor ons nie elke dag daarvan nie? Wel, die antwoord lê basies in 3 groot dilemma's. Nommer 1, toeganklikheid. Daar is net nie genoeg van hierdie masjiene nie. Nommer 2, terugbetaling, of kom ons sê maar geld. Mediese fondse en versekering is nie altyd gretig om hiervoor te betaal nie. En nommer 3, houdings. Jy weet, die ou manier van dink in die mediese wêreld, ons het dit nog altyd so gedoen. En daai toeganklikheidsprobleem is erger as wat jy dink. Kyk na hierdie syfer. In die FSA byvoorbeeld is slegs sowat 5% van al hiperbariese fasiliteite regtig toegerus om hierdie soort ernstige akute trauma noodgevalle te hanteer. 5%. Dit beteken 95% van hulle kan eenvoudig nie help wanneer 'n pasiënt die nodigste het nie. En dit is wat die hele situasie so frustrerend maak. Hierdie syfer, 20 tot 30%. Dit is hoeveel beter die uitkomste is, hoeveel minder komplikasies daar is, wanneer HBO gebruik word vir dinge soos oop frakture en ernstige brandwonde. Dis 'n reuse verskil. Die navorsing sluit af met hierdie baie kragtige gedagte. Dit sê basies, as ons weet dat uitkomste met 20 tot 30% verbeter en ons weet dat hierdie terapie die presiese oorsaak van die probleem aanpak, dan behoort dit vir alle traumasentrums beskikbaar te wees. Die logika is onmiskenbaar. So ons eindig met hierdie vraag wat ons almal moet laat dink. As ons die tegnologie het om hierdie bose kringloop van besiging te breek, wat keer ons regtig om hierdie behandeling 'n standaard deel van sorg in elke liewe traumasentrum te maak? Die wetenskap is daar, die bewys is daar. Die vraag is, wat nou?